Dit is wat die kerk leer. En Paulus, wat dan vir Timoteus hier help. Nou die tema van die erediens is vrede met God. Vrede met God. En ons lees dan vandag uit 1 Timoteus 4 vers 10 tot 16. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gefestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee tot die boodskap van God. Toe die boodskap van God in verband met jou dienswerk aan jou verkondig is en die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en op jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Ons lees tot daar uit die woord van die Here in Jesaja 40 staan, gras verdor en blomme verwelk. Maar hierdie woord van ons Here, dit bly vir altyd. Teksgedeelte wat ek graag vir u wil uitlig is die heel laaste stukkie waar Paulus vir Timoteus skryf, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. En dan ons tema, vrede met God. Vrede met God. Die woorde kan op een van twee maniere geïnterpreteer word, gehoor word. Dit kan sag en met respek gesê word. Ek het vrede met God gevind. Dalk met opgewondenheid. Ek het vrede met God. Ek is nie meer bang vir God nie. Ek weet dat daar 'n goeie verhouding tussen my en God is. Ek het vrede met God. Die woorde kan egter ook hard en minagtend gesê word. Ek het vrede met God. Ek het vrede met God. Ek het vrede met wat jy oor God wil sê. Hierdie minagtende woorde beteken dan, ek glo nie eers dat daar 'n God is nie, ek het vrede met God. Ek glo nie dat daar 'n gevolg kan wees vir hoe mense hier op die aarde lewe nie, want as ek doodgaan, is ek dood soos 'n klip. Ek het geen verwagting dat ek God met my eie oë sal sien in my bestaan nie. So dink baie mense.
As jy sê ek het vrede met God, dan sê jy ook ek kan maak wat ek wil solank ek daarin kan slaag om by mense weg te kom. As die wette my nou nie inhaal nie, of die samelewing nie dalk teen my draai nie. Ek het vrede met God. Wat sê jou lewe? Wat sê jou lewe? By watter een van hierdie twee staan jy? Ek het vrede met God. Of ek het vrede met God. Met ons hier wees, sê dit tog vir my dat baie van ons tog nog die keuse maak om te wil hoor. Om meer te weet, om te verstaan, om die Bybel nie net te lees nie, maar ook te kan leef. Daar is so baie wat nog waarde daaraan heg dat hulle name op die kerk se boeke moet staan. Nog so hier en daar 'n blykie te gee dat ons darm nog glo dat daar 'n God is en dat daar 'n lewe na die dood is. Tog is daar baie selfs in die kerk wat die verkeerde vrede met God het. Ek kom kerk toe as ek so voel, of sommer nie. Ek werk vir die Here as dit my pas, of sommer nooit nie. Ek offer wat ek wil, of sommer niks nie. Lê ons toe om soos Paulus dit vir hierdie jong Timoteus probeer uitspel, indring, 'n voorbeeld te wees vir mekaar. Lê ons daarop toe, is dit vir ons 'n saak van erns om te praat volgens die wil van die Here. Paulus sê vir Timoteus, jou woorde is baie belangrik. Gaan dink, gaan luister na jouself, gaan luister oor hoe jy praat oor die Here, gaan luister na wat jy self sê. Is jy 'n voorbeeld in gedrag? En natuurlik het ons altyd 'n, kom ons sê, 'n strenger beoordeling van die wat predikante is. Miskien kry ek nou maar weer 'n bietjie hou in, maar dit is nogal belangrik dat ons dit ook raak sien. Ek sê altyd, as jy iets doen en jy wonder of dit reg of verkeerd is, vra vir jouself af, as die dominee dit gedoen het in die kerk, en almal het dit geweet die dominee doen dit, sou die gemeente dit aanvaar het? Dis een van die maklike maniertjies wat 'n mens vir jouself kan vra. Kom ons, een van ons gunstelinge deesdae is saam bly, strou nie. Vra vir jouself af. As hierdie dominee nie getroud was nie en daar het 'n vrou by hom in die pastorie ingetrek en hulle was nie getroud nie, sou dit aanvaarbaar gewees het? Wees 'n voorbeeld in gedrag.
Wees 'n voorbeeld in liefde. En liefde is nie 'n stroperige besigheid van mense om die hals haal en vang en vertoon nie. Liefde in sy dieptepunt is iets wat jy selfs vir jou vyand moet kan hê. 'n Christen moet self sy vyand kan lief hê. En ek beloof jy gaan nie die vyand om die hals wil val nie, want dan gaan jy skynheilig wees. Maar jy kan jou vyand selfs jou vyand, menswaardig en met respek behandel. Wees 'n voorbeeld in liefde. Wees 'n voorbeeld in geloof. Die woord kan ook met betroubaarheid vertaal word, soos in die 2020 vertaling, maar dit is eintlik geloof. Geloof is betroubaarheid. Jy kan geglo word, maar jy glo ook. Ek glo in God se betroubaarheid en mense kan in my betroubaarheid glo. Geloof. En dan die 5de een wat Paulus vir Timoteus op die hart druk, wees 'n voorbeeld in reinheid. Natuurlik weet ons dat ons nie kan skoon wees as ons nie skoon gewas word met die bloed van Jesus Christus nie. Natuurlik kan ons onsself nie rein maak nie, hy maak ons rein, maar wees wat Jesus jou gemaak het. Laat hom toe om jou te reinig. Om ook daardie stryd wat ons stry teen die sonde, deur sy genade te kan wen. Lê jou daarop toe. Want anders het ek vrede met God. Kan 'n sterflike sondaar mens soos ons ware vrede met God vind? Kan ons met eerlikheid sê ek het vrede met God? Ja, selfs al is 'n mens nog jonk soos wat Timoteus was, soekend. Paulus skryf, want hiervoor werk ons hard. Hoor mooi. Hiervoor werk ons hard en stry ons. Kom nie maar net van self nie. Dis harde werk. Dis 'n stryd teen jou sondige natuur. Maar ons stry en ons span ons in, omdat ons hoop geplaas is op die lewende God. Dit gaan daaroor dat ons glo dat God lewe. As ek sê ek glo in God, dan glo ek nie in 'n vae idee van wie God is nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, my Verlosser. Ek glo in die Heilige Gees, die lewendmaker, die heiligmaker, die reinmaker. Ek hoop op 'n liefdevolle Vader
wat graag die verlosser van alle mense wil wees, en dit is vir die wat glo. Hierdie evangelie boodskap van God se liefde in Jesus Christus moet ons aanhou lees. Lees jou Bybel elke dag. Moenie ophou lees nie. Moenie ophou daaroor praat nie. As 'n predikant moet ons aanhou daaroor preek. Sondag vir Sondag vir Sondag, want dit is wat ons mense nodig het. As 'n ouer van kinders moet jy daaroor praat met jou kinders, dag vir dag vir dag. Ons moet onderrig. Ons moet die wat nog onervare is, help om dit te verstaan. En in die eerste plek het ons almal 'n verantwoordelikheid teenoor die kinders wat die Here vir ons gee, om hulle te onderrig. Paulus skryf, elkeen moet sy of haar genadegawe wat die ander kan raak sien. Timoteus se gawe was om 'n predikant te wees, en die raad van ouderlinge het hom bevestig, het hom georden as 'n predikant, soos wat ons ook maar doen nog steeds in die kerk, die hande opgelê op die kop, en hy was 'n predikant. Maar wat is jou genadegawe? Wat is die besondere ding wat die Here vir jou gegee het om in diens van sy gemeente, van sy kinders te stel? Wat sien ander in jou raak? Lê jou toe, leef daarin, sodat jou vordering ook vir die ander duidelik kan word. Dis nie net vir 'n jong predikant nie. Dis nie net vir die dominee en vir die ouderlinge en die diakens om uit te leef nie. Dis vir ons een en elkeen. Wees nauwlettend op jouself en die leer wat jy aanhang, wat jy glo, wat jy vir jou kinders voorleef. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Natuurlik sê Paulus nie hier dat jy jou eie verlosser word nie. As hy sê jy sal jouself red, dan is ons nou weer 'n klomp moedswillige mense wat dit nou verkeerd wil verstaan. Sê nie jy sal jou eie verlosser word nie. Hy beklemtoon dat wanneer ons erns maak met die evangelie van God se liefde in Jesus Christus, ons vrede met God kan vind. Hierdie redding beleef en ander ook kan help om by hierdie vrede uit te kom. Hierdie is nie 'n harde minagtende vrede met God. Ek het vrede met God. Nee, dis 'n sagte, respekvolle, dankbare vrede met God. Ek het vrede met God gevind. En ek leef dit elke dag van my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, om werklik te sê ek het vrede met God. Ek het vrede gevind, ek het vrede beleef. Is om een van die grootste vreugdes van hierdie lewe te kan vind, te kan beleef. En daarom wil ons dit ook vir mekaar bid. Help ons om vrede met U te vind
Ons kan dit nie vind in ons eie vermoëns, ons eie lewe, ons eie in staat wees om te lewe soos wat U van ons vra nie. Ons vind dit in Jesus Christus, ons vind dit in U keuse. U wat die hele mensdom wil red. So lief het U die wêreld gehad, maar tog is dit maar net 'n wonder as ons kan sê ek glo. 'n Wonder van ons Here Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis, wat my en elkeen van ons se sonde op hom geneem het en dit volledig weggeneem het. Die wonder van die Heilige Gees wat deur die woord wat ons hoor geloof in ons wek, sodat ons ware vrede met God kan hê. Help ons, Here, om dit te verstaan en dit ook met ander te kan deel. In die eerste plek met ons kinders, hierdie kosbare mensies wat U aan ons toevertrou, of dit nou pappa en mamma of oupa en ouma of oupa grootjie en ouma grootjie is, dis ons kinders. En Here, ons wil hê dat hulle ook U kinders moet wees. Daarom bid ons vir mekaar, juis ook in hierdie skoolvakansietyd waar dit so maklik is om te sê ek gaan nie kerk toe nie, daar's nie Sondagskool nie. Help ons, Here, om te besef dat ons voorbeeld baie harder praat as ons woorde. Dat ons nie verbaas moet wees as ons kinders eerder doen wat ons doen, as doen wat ons sê nie. Daarom bid ons vir mekaar, vir wysheid, vir insig, vir gehoorsaamheid. Here, wees met een en elkeen van ons ook deur die week, daar waar daar siekte is, bid ons dat U ook sal ingryp en ook genees. Daar waar daar hartseer is, waar die dood naby gekom het, is dit net U wat kan troos. Ons kan maar net troos deur mekaar te wys na die kruis op Golgotha en die leë graf. Te wys na ons Here Jesus aan die regterhand van die Vader waar hy vir ons pleit. So troos ons. Here, as ons kyk na die land en die omstandighede, kan ons net hoop vind in die wete dat U in beheer is. As ons kyk na die lieflike reën wat geval het en die seisoen wat begin ontplooi, dan weet ons, Here, ons is in U hand. Dankie vir die reën. Dankie vir die genade. Help ons, Here, om te sien, sodat ons altyd vrede met U kan beleef en nooit sal sê ek het vrede met God, asof U nie bestaan nie. So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Broers en susters, kom ons sing ten slotte Gesang 280, is ook ons wegsendingslied, maar voordat ons dan verder gaan, bly ons ook staan vir die Here se seën as hy ons in vrede
ook hiervandaan verder laat gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle en kragtige werking en inwoning van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. En ons antwoord, Amen. Daar is hy, kom ons sit. Ja, kom ons kyk, ek het verlede week skoon vergeet om die verjaarsdaglysie te lees, vandag gaan ek dit heel eers te doen. Nou ja, hierdie week, en vandag het ons sommer vir Davie Viljoen wat verjaar, maar ek sien hy jou partytjie, hy is nie hier nie, hy sit gewoonlik hier in die middel rond, maar ons sê vir Davie baie geluk. Môre is dit oom Jan Nel se 71ste verjaarsdag, ek sê ook baie geluk daar. En dan woensdag is dit Tannie Wil, is ek nou reg, is dit, ja, Willa de Tooi, dit is reg, sy, hulle sit gewoonlik hier rond in die middel, spring maar so 'n bietjie op, as ek julle naam noem, laat ek kan agterkom, waar sit julle in die kerk. En dan, saam met haar verjaar ook Petro Hatting, is Petro dalk vanoggend hier so, ook Tannie Petro eintlik vir my, 78, onthou Mimi, ons het sê almal bo 80 se verjaarsdag, se ouderdomme word ingesit. Waar is Mimi? Anders gaan van die tannies my pak slaag gee. Goed. Tannie Hetty Cronje verjaar ook donderdag, sê vir haar ook baie geluk. En dan Luwan van der Merwe. En almal onder 18 sê ons ook hoe oud is hulle. Luwan word 'n hele 12 jaar oud. So op die rand van tiener wees, nee. En dan Lizzie Kielder wat verjaar, sien hierso was Mimi daarom genadig. Is Lizzie hier? Waar is dit Lizzie? Ja, daar is dit Lizzie. Baie geluk Lizzie. So of jy gaan lekker verjaar hierdie week hoor. En dan Junardi Willemse word die hele 2 jaartjies oud. Sê baie geluk daar. En dan Saterdag Rudy Helmstedt. As iemand vir Rudy ken, vra tog hy moet my bel want ek vermoed Rudy het getrek. Ek het lanklaas van hom iets gehoor. En dan Lizette Joubert. Lizette was daar bo gewees, ek glo sy is seker by die deur. Maar sy ook baie geluk vir Lizette. Ja, nou sien ek sommer was Mimi ook. En dan die laaste enetjie is Rosie Miles. Nou Rosie, hulle is saam met die ander by die gesinskamp. Daar is hierdie naweek ook 'n gesinskamp gewees vir die gemeente. En ek volg nou maar so met die fotootjies. En dit lyk my dit was groot pret. So ons het daarom
vir Rosie so 'n afwesigheid ook geluk. Dan laat ek net gou kyk wat is verder in die week. Dan kom ons nou by ons het nou die lief gedoen. Daar is nie nog ander lief waarvan ek weet nie. Nou kom ons by die leed. En daar is eintlik onder lief, want Tannie Leonora is daarin by die huis. Dit gaan elke dag beter met haar. Piet van Niekerk is ook by die huis. Dit gaan ook beter met hom. Tannie Bets is terug by sy ring. So daar is ook groot genade. En dan het ons ook vir ouderling Piet Nienaber wat net hierdie week met die chemobehandeling begin. En ons wil ook namens die gemeente ook vir hom Piet baie sterkte sê. Hom Piet is ons voorsitter van die finansiële komitee. Hy doen groot werk in ons gemeente. En ons bid saam dat die Here ook vir oom sal help dat oom kan gesond word. Dan broers en susters, die dieptepunt van ons leed hierdie week is natuurlik oom Buffy Bouwer wat oorlede is. Oom Buffy was baie jare die kassier van die gemeente, toe hy nog gesond was, 'n groot steunpilaar in die gemeente. En ons sê baie sterkte vir Tannie Sannie en vir Rita en vir Tony en hulle seun Johan wat nou nie in ons gemeente is nie. En dan is die begrafnis eerskomende Saterdag van die wat dit dalk wil bywoon. Goed, dan onthou maar die kerkgebou se 60ste verjaarsdag in November. So die wat nou nog nie hulle 20 randjies, die rede hoekom ons die R20 vra, is eintlik maar net om seker te maak dat die wat bespreek kom. As ons sê iets is gratis, dan sê almal ek kom, en dan kom hulle nie. En dan sit ons nou met 'n klomp kos. So sit jou 20 randjie neer, dan weet ons jy is ernstig. Dis maar waaroor dit gaan. So eintlik die kos baie meer as R20 wat jy verniet gaan kry. Goed. So dit is maar waaroor dit gaan. En dan se ring se bazaar die 25ste Oktober. Tannie Alet vra maar nog hulp met die boekies. Sy is hier met boekies vandag by die saal, so julle kan by haar 'n draaitjie maak, ondersteun hulle asseblief. En dan het ons ek weet nie of die Cosmos dames se cappuccino vandag gaan werk nie, want die cappuccino enetjie is by die kamp. So, ek dink daai een is uit. En dan nuwe lidmate sien nie daar, die koskas. Onthou maar so as jy kruideniersware koop, sit bietjie ietsie op sy vir die wat swaar kry en bring dit vir ons kerk toe. En dan die week se program wat ek net sien vandag het ons nie ons sou vandag finansiële komitee vergadering hê, maar ons skuif dit aan na volgende week toe. Maar daar is nie kategese nie en daar is ook nie Bybelstudie nie, omdat dit nou nog skoolvakansie is. En dan open die skole ook weer môre as die Here se wil is. Dit was 'n baie kort vakansietjie en daarvan het ek niks gesien nie, want ons het algemene kerkvergadering gehad die hele week en dit was uiters uitputtend. En dan Dinsdag het ons Suid Seniors, hulle gaan uit op 'n blomme uitstappie en ons begin weer met die huisbesoek gaan ons aan Ooseinde 4-2. Dis die wijk 4-2 van Ooseinde. Met die 4 staan daarvoor dat dit 'n wijk die mense in die wijk se ouderdom is tussen 40 en 60. So as dit 'n 2-1 wijk is, dan is dit die ouderdom tussen 20 en 40. As dit 'n 4 wijk is dit tussen 40 en 60 en as dit 'n 6 wijk is dit bo 60. So net dat jy bietjie die kodetjies verstaan. So ons doen dan daar huisbesoek en dan laat ek net sien die Bybelstudie staan dan oor as gevolg van die blomme toer. Anders moet ons hom weer donderdag toe skuif as ek kyk. Goed. En Woensdag is dit die gesprek met die katkesante. Ons het daarom so 8 katkesante wat belydenis van geloof moet aflê in November. Ek wil net vra dat ons daai vergadering skuif na 6:00. Johannes moet nou nog uit Johannesburg uitkom om ook by ons aan te sluit as katkesasiemeester en ons wil hom dan net so bietjie meer tyd gee om hier te kom, laat hy nie moet jaag nie. En dan Donderdag is dit nog steeds Ooseinde wijk en Sondag volgende week sien jy dan al daai dingetjies wat dan daar gebeur. Goed, ek dink hy's nou net so dors soos ek.
En ek wil net verskoning vra vir Rita, sy is bietjie siekerig, so sy is in die bed vandag. Sy stuur ook groete vir almal. Maar kom ons gaan drink tee.